Piek Muskiet en die Windplaas, geskryf deur oom Johan Jansen van Rensburg. Boer Gielie is baie besig op sy plaas gifpomp. Soggens druis 'n stroom massiewe vragmotors vlak voor Pampoenland verby en laat die grond onder die nuwe pampoenstingels bewe. Elke insek word dan wreed uit droomland geruk en strompel verslaa uit die veiligheid van die toepampoenblomme. Wat maak Boer Gielie dan nou? Elke vragmotor dra 'n swaar vrag blinkwit pale wat in netjiese rye dwars oor die mielieland geplant word. Nog 'n ander vragmotor dra 'n lang leer op sy rug. Hierdie vragmotor help Boer Gielie se werkers die pale hoog in die lug in ophys. Aan die hoë punte van die rye pale word 3 lemme in die vorm van 'n waaier vasgeskroef. Snaakse gedaantes staan dan op die omgeploegde mielieland. Jannie de Waal noem die gedaantes windmeele. Dan woer die windmeel hoog in die lug, soos wat die wind die lemme om en omdraai. Hoe sterker die wind waai, hoe vinniger draai die windmeel se lemme. Juffrou Giffinpomp sê Boer Gielie rig 'n windplaas op. Piek Muskiet het nog nooit hierdie menswoord gehoor nie. Waarom sou Boer Gielie 'n windplaas wil oprig? Die mielieland lyk soos iets uit die buitenste ruimte, met die wit gedaantes wat soos paddastoele uit die losgrond opklim. Jannie de Waal sê dat dit lyk asof Boer Gielie besoekers van 'n ander planeet gekry het. Patricia voel dis die einde van die goeie dae op Boer Gielie Akkerman se plaas. Piek Muskiet verlang na die dae waar die stilte soos 'n saligheid in Pampoenland kon neerdaal. Hy en Patricia het altyd op die waterlelieblare in die gronddam gaan lê en kyk hoe die wit vlieswolkies patroontjies in die blou lug maak. Die krieke in die fluitjiesriet het saggies gesing terwyl die goudgeel wewergesin vlytig aan hulle nessies gebou het. Partykeer het hy selfs aan die slaap geraak daar op die blaar. Dan het Patricia hom vol lou warm druppeltjies water gespat, net om hom wakker te maak. Miskien is Patricia reg. Dit is die einde van die goeie ou dae. Dis nooit meer so stil in Pampoenland nie. Die krieke en die windmeele kompeteer met mekaar en die wewergesin het verhuis na 'n stiller gebied. Die leë wewernessies huil in die fluitjiesriet. Skielik leer juffrou Giffinpomp die insekte van Gogga skool, wat 'n windplaas is. Boer Gielie het uitgevind dat dit beter is om saanslig vir die boerhuis te maak met die elektrisiteit wat hy opwek met die windplaas. Juffrou Giffinpomp beweer dat dit sleg is vir die aarde om lig te maak met steenkool en ander brandstowwe. Wanneer steenkool gebrand word, word die lug vol rook, amper net soos by 'n veldbrand. Dit is nie goed vir enige insek om deur rook te vlieg nie. Hulle kan glad nie sien nie, en hulle longetjies brand so erg dat hulle nie kan asemhaal nie. Selfs die hasies en dassies in die veld is in vreeslike gevaar wanneer die lug vol rook is. Windplase besoedel nie die lug nie. Piek Muskiet is dankbaar dat Boer Gielie ook aan hulle gesondheid dink. Maar hy voel dat die insekte van Pampoenland slimmer as Boer Gielie is. Hulle het geen probleme om in die aand te sien nie. Daarvoor help die vuurvliegies se liggies mos. Piek Muskiet wil vandag weer op die waterlelieblaar saam met Patricia gaan sit. Hy wil gaan droom oor die goeie dae. Hy wil in die blou lug gaan opkyk en die vlieswolkies sien verbydryf. Patricia is al te bly dat Piek Muskiet haar nooi om saam met hom gronddam toe te gaan. Haar hartjie klop opgewonde hier net onder haar keel. Sy tik 'n bietjie jasmynolie op haar armpies en smeer haar lippies rooi met pessiesap. Sy wil mooi lyk vir Piek Muskiet. Die 2 muskietmaatjies vlieg vinnig oor die mielielande. Die lemme van die windmeele swiep verby hulle met 'n vreeslike geraas. Baie gou vind die 2 hulle in die middel van die raserige lemme. Dit is so gevaarlik om tussen die draaiende windmeele te vlieg. Piek Muskiet neem Patricia se handjie.
Hy sluk benoud, as hulle net veilig kan deurvlieg tot aan die wal van die gronddam. Hy maak sommetjies en kry die regte hoogte om die lemme te vermy. Hy koos die kant toe en dan daardie kant toe. Amper vlieg hy in 'n lem vas. Patricia hyg na asem toe hulle deur die laaste lem vlieg. Dankie tog, hulle is veilig. Piet Muskiet is haar held. Toe die gronddam onder hulle oopvlek, besef Patricia eers dat Piet Muskiet se hand nog steeds hare vashou. Sy bloos liggies en dartels speels oor die wateroppervlak. Piet Muskiet haal nou rustig asem. Hy sien 'n pragtige groen waterlelieblaar en vlei homself moeg daarop neer. Patricia bring water uit 'n blomkelkie. Die twee besties lê uit asem agteroor. Dit is stil tussen hulle. Piet Muskiet hoor nie meer die gedruis van die windmeule nie. Die kriekies kriek saggies in die fluitjiesriet. Hulle kyk saam in die blou lug na die wit wolkies wat verbydryf. Die stilte sak salig om die gronddam neer. Piet Muskiet draai sy kop na Patricia. Hy glimlag gelukkig. Sy het sowaar aan die slaap geraak. Miskien is Patricia hierdie keer verkeerd. Miskien is die beste tye net om die draai. So verloop die dae en die planne van Piet Muskiet. Soms stout, altyd slim en altyd saam met sy vriende. Want een ding is seker, deur dik en dun is Piet Muskiet een vriend 1000. Moenie vergeet om volgende week te luister wat Piet Muskiet se nuwe avontuur is nie. Jy moet vir mamma sê dat Piet Muskiet elke Woensdag 5uur sal kom kuier. Wat dink jy gaan Piet Muskiet se nuwe avontuur wees? Kan jy raai?